Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal, en ons het aan die einde van hoofstuk 2 gekom van ons reeks uit Timotheus. Vandag staan ons stil by deel 8, en ons tema is, bly om hemelsnaam net stil. Vroue mag nie predikante wees nie. Vroue mag nie preek nie. Vroue mag nie leierskapsposisies in die kerk hê nie. Dis wat die Bybel sê en klaar. Vandag hanteer ons een van die mees kontroversiële Bybeltekste. 1 Timotheus 2 vers 11 tot 15. Die gereformeerde kerk het onlangs opslae gemaak oor die standpunt oor vroue as predikante. Vir die wat nie weet nie, hulle is daarteen. So maand of wat gelede het die Southern Baptists dieselfde kontroversie beleef. En hulle wil reëls in plek stel om te verhoed dat vroue ooit predikante sal word. Dit is net vir mans. Ons as leierskap van Gemeente Sonder Grense het verlede jaar reeds begin om die saak te ondersoek, sodat ons standpunt duidelik kan stel en kan verdedig. In die proses het ons 2 ander belangrike tekste wat gebruik word om te bewys dat vroue nie in leierskaps- en lerende rolle in die kerk mag funksioneer nie hanteer. Die een was 1 Korintiërs 14 en die ander een was Genesis 3 vers 16. Ons gevolgtrekking was dat daardie 2 tekste nie gebruik kan word om te bewys dat vroue nie predikante mag wees nie en dat hulle wel al die gawes wat die Heilige Gees uitdeel mag beoefen. Ander teksgedeeltes wat bevestig dat vroue wel leiersposisies en lerende posisies in die kerk gehad het, is onder andere 1 Korintiërs 11, Romeine 16 en vele ander. Die enigste teks wat tot dusver nog oorgebly het, wat moontlik nog deur die gereformeerde kerk en die baptiste gebruik kon word, was 1 Timotheus 2. En vandag gaan ons kyk wat in hierdie teks aangaan. Wanneer jy die teks lees, sal jy gou agterkom dat daar 'n hele klomp baie moeilike dinge is om te verstaan. En teoloë het 'n groot verskeidenheid maniere waarop hierdie teks verstaan en verklaar kan word. So kom ons kyk gou net na 'n paar van die moeilike dinge in hierdie gedeelte. Eerstens leer ons daar dat vroue moet stil bly. Stil bly in die erediens. Hulle mag nie praat nie. Terwyl ons in 1 Korintiërs 11 gesien het dat hulle wel in die openbaar mag bid en profeteer. Tweedens, vroue mag nie gesag uitoefen nie, veral nie oor mans nie. Terwyl ons reeds ontdek het dat Priscilla vir Apollos geleer het en dat Junia selfs die hoogste gesagsposisie in die kerk gehad het. Sy was 'n apostel. Die sogenaamde skepingsorde word ook gebruik om te bewys dat Adam belangriker as Eva was, want hy was immers nie die een wat verlei is nie. Sonde kom van Eva af en Eva is swakker as Adam en daarom kan sy mos nou nie leierskap uitoefen nie. Vroue word deur swangerskap en geboorte gered. En dit dryf in teen die res van die Bybel wat leer dat almal, vroue ingesluit, uit genade en deur geloof gered word. En dit laat ons ook met die vraag oor vroue wat dan nie kinders kan hê nie. Nou wonder ek of jy al ooit regtig nagedink het oor hierdie dinge. En wie se opinie volg jy hieroor? Wat vir my vreemd is dat net soveel as wat ernstige teoloë soos hierdie klem lê op die belangrikheid van konteks vir die regte verstaan van 'n teks, hulle net so min steur aan die konteks van hierdie gedeelte. Hoeveel keer het ek nie die afgelope tyd gehoor dat ons nie eenvoudig die gedeelte moet lees en dit in geloof vat soos dit daar staan nie. Sommige gaan selfs so ver om te beweer dat hulle net die Heilige Gees nodig het om die gedeelte reg te verstaan. Niks studie is nodig nie. Luister, sonder die Heilige Gees gaan jy dit nie reg verstaan nie. Maar sonder studie gaan jy dit ook nie reg verstaan nie. Albei is nodig. En die Heilige Gees gebruik ons intense studie van die woord om ons in die waarheid te lei. Jy kan maar gaan lees hoe belangrik dit is om jou te verdiep in God se woord. 2 Timotheus 3, Josua 1 vers 8, Psalm 119 vers 11, Handelinge 17 vers 11, en dan praat ons nie eens van Romeine 12 vers 2 nie.
Watter kant van die kar het jy afgeval? Aan die kant van die Heilige Gees of aan die kant van die studie? So voordat ons verder gaan, kom ons bid dat die Heilige Gees ons geestesoë sal oopmaak en ons sal help om te verstaan wat ons lees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, kom werk vandag in elkeen van ons se lewens, in ons gedagtes, in ons harte. Kom open ons oë deur die inwerking van u Gees. Kom open ons harte, dat ons nie net sal verstaan nie, maar ook sal aanvaar wat u vir ons leer uit u woord. Gebruik asseblief ons kennis om ons te verlig en te verhelder en in die waarheid te kan lei. Seën ons asseblief wanneer ons nou u woord gaan lees. Amen. Ek lees vir julle uit die 1983 vertaling, die Nuwe Afrikaanse vertaling. 'n Vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Maar sy sal haar redding vind in moederskap, as sy maar volhard in die geloof, liefde en 'n heilige lewe en daarby beskeie bly. 'n Vrou moet in die erediens stil wees. Nou mense, hierdie is 'n reuse interpretasie, want die woord erediens kom nie voor in die Grieks nie. Die Nuwe Afrikaanse vertaling begelei die leser om die teks op 'n spesifieke manier te verstaan. En dit is, dat vroue mag praat, solank dit net nie in die erediens is nie. Nou wat verstaan die moderne leser onder erediens? Wel, dis 'n byeenkoms van gelowiges, soos wat ons vandag hier het, in die kerk op 'n Sondag. Maar dis nie wat hulle in die Bybelse tyd gehad het nie. So 3 Sondae gelede het ons probeer om tot 'n mate 'n byeenkoms te hê, soos wat dit in die Bybelse tyd was. Ons het so almal in 'n sirkel saamgesit. Hierdie eerste Christene het aanvanklik in huise bymekaar gekom. En daar was nie 'n vaste struktuur nie. Almal, vroue ingesluit, het gekom met die idee om 'n bydrae te lewer, in die vorm van 'n lied, 'n openbaring, 'n gebed of 'n lering, wat ook al die Heilige Gees op hulle harte gelê het. Julle kan dit gaan lees in 1 Korintiërs 14 vers 26. As daar nou in hierdie gedeelte verwys word na die byeenkomste van die gelowiges, dan was dit beslis nie 'n erediens soos ons dit ken nie. En daarom dink ek dat die vertaling misleidend kan wees. 2 keer word gesê dat die vroue moet stil wees. Wat beteken hierdie woord stilte? Heisugia is die Griekse woord. Is dit 'n permanente stilbly wat beteken dat vroue nooit mag praat nie? Of net nie in byeenkomste mag praat nie? Of net onder sekere omstandighede nie mag praat nie? Of gaan dit dalk oor die manier waarop hulle nie mag praat nie? Ons het reeds in 1 Korintiërs 14 geleer dat die woord nie noodwendig 'n permanente stilswye is nie. Onthou maar wat staan in 1 Korintiërs 14 vanaf vers 28. As daar nie iemand is wat dit kan uitlê nie, moet die een wat ongewone tale of klanke gebruik, stil bly. Nie permanent nie, stil bly in die byeenkomste van die gemeente. En net tuis met homself en met God praat. Vers 29. Wat die profete betref, 2 of 3 kan aan die woord kom, en die ander moet beoordeel wat hulle sê. Maar as 'n ander een wat daar sit, 'n openbaring ontvang, moet die spreker stil bly. Nie permanent nie, net terwyl die ander een praat. Hier in 1 Timoteus 2 moet die vroue nie net stil wees nie, hulle moet hulle laat leer, en dis 'n wonderlike ding. Baie vroue het nodig gehad om te leer, want baie van hulle was ongeletterd in die waarheid. Maar was alle vroue ongeletterd in die waarheid? Nee, natuurlik nie, want daar was reeds vroue wat selfs die mans geleer het.
Maar daar was vroue wat jong bekeerlinge was, en wat nog baie moes leer. Nou waar kom hierdie bekeerlinge vandaan? Vanuit die heidendom, vanuit Artemis aanbidding. Want Artemis in Efese was groot geweest. Haar tempel was daar, een van die 7 wonders van die wêreld in daai tyd. En daar was die vroue baie prominente leiers in die godsdienstbeoefening. Nou stel jou voor, hierdie vroue is gewoond aan leierskap, aan lering gee en mag, wat onthou, hulle het towery beoefen, wat gepaard gegaan het met absolute mag oor ander mense. Julle kan daarvan lees in Handelinge 19 vers 18 en 19. Nou ontmoet hulle Jesus. Hulle word gelowiges. En hulle kom saam met ander gelowiges by mekaar. Hulle is gewoond daaraan om mag uit te oefen en so hulle leringe oor te dra. Maar wat weet hulle van die Christelike geloof? Net die basiese. En jy kan dink dat daar 'n vermenging sal wees van idees. En dwalinge sal noodwendig ontstaan. Hierdie vroue wat gewoond is aan die uitoefening van gesag oor ander en om ander te leer, gaan nie sommer net stil bly nie. En dit is gevaarlik. Wat is Paulus se doel met die brief aan Timoteus? Om dwalinge te bestry. In hoofstuk 1 en weer in hoofstuk 6 herhaal hy dit. In 1 Timoteus 1 vers 3 het ons gelees, soos by my vertrek na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan, om in Efese te bly. Waarom? Daar is sekere mense wat vals leringe versprei, en jy moet hulle dit verbied. Ook in 1 Timoteus 6 vers 3, gaan ons later dan lees wanneer ons voortgaan met ons studie uit Timoteus. As iemand 'n ander leer verkondig, en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, en by die leer van ons godsdienst nie, ensovoorts. Hoe moet Timoteus hierdie dwalinge voorkom? Hy moet met die vroue wat tot bekering gekom het uit die heidendom praat. Hy moet vir hulle sê om stil en rustig te raak en eerder te luister sodat hulle kan leer. Hulle moet hulle laat leer. Stil wees beteken ook met rustigheid of sonder om te argumenteer. Hulle moet nie dink hulle weet alles en kan niks geleer word nie. So dis 'n moontlike betekenis. Hulle moet erken dat hulle 'n gebrek aan kennis in die waarheid het. Hulle kan nie sommer net inkom en outomaties teachers wees soos voorheen toe hulle nog afgode aanbid het nie. Hulle moet met ander woorde 'n leerbare gees openbaar. Maar daar staan tog dat hulle nie gesag moet uitoefen oor die mans nie. Beteken dit dat hierdie vroue nie in gesagsposisies mag dien nie? Wat word hiermee bedoel? Wat is die woord wat hiervoor vir gesag moet uitoefen gebruik word? Die Griekse woord is authenteo, en dit word slegs hierdie een keer in die hele Bybel gebruik. En daarom is dit moeilik om te bepaal wat dit eintlik beteken. Die 2020 vertaling vertaal dit met heers. Nie net gesag uitoefen nie. Nou hoekom gebruik Paulus spesifiek hierdie woord? Hoekom gebruik hy nie ander woorde wat ook gesag uitoefen beteken nie? 'n woord soos exousia sou goed gewerk het? Nee, Paulus probeer nou regtig weer moeilik raak. Of wil hy dalk 'n spesifieke boodskap aan ons oordra met die gebruik van hierdie unieke woord? Ons kan tog 'n idee kry wat die woord beteken waar dit buite die Bybel gebruik word. Sommige mense soos Mike Winger glo dat die Griekse term in 1 Timoteus 2 vers 12 as gesag hê vertaal moet word. Hy verstaan dit as 'n verwysing na die manier waarop ouderlinge hulle funksie in die kerk moes uitoefen. Maar dit weerspreek die betekenis van die term in en om Paulus se tyd. Die beskikbare historiese getuienis toon dat wanneer authenteo in Paulus se tyd gebruik is om te beskryf wat een persoon aan 'n ander persoon doen, dit 'n gepaste woord was om die toepassing van hardhandige bedieningsmetodes te beskryf.
waarmee die ander party oorweldig en gedwing word om terug te staan. Dit was ook 'n gepaste woord om die dominerende astrologiese invloed van een planeet oor 'n ander een te beskryf. Nou, omdat astrologie in Efese beoefen is, sou daardie skaars woord 'n klokkie laat lui het by Paulus se oorspronklike gehoor. Dit het konnotasies van druk en van deurslaggewende invloed. Dit is egter nie 'n gepaste woord om die gewone uitoefening van gesag deur 'n ouderling in die kerk te beskryf nie. Daar is ook geen getuienis wat so 'n betekenis in Paulus se tyd ondersteun nie. Authenteo herinner ons aan autokrasie. Nou, vir geen geestelike leier is dit 'n aanvaarbare manier om ander te lei nie. Maar dit is waarskynlik hoe hierdie vroue opgetree het, want dit is waaraan hulle gewoond was in hulle kultus voor hulle bekering. Om die volgende verse te verstaan, moet ons verstaan wat die Artemis-aanbidders geglo het. Nou, julle sal onthou dat hulle geglo het dat Artemis een van 'n tweeling was. Sy is eerstegebore en daarna haar boetie Apollo. Onmiddellik na haar geboorte het sy haar ma gehelp om geboorte te skenk aan haar broer. Maar dit het in sommige van die miteverhale tot 9 dae lank geneem en haar ma het geweldige pyn verduur. Belangrik om te onthou, sy was eerste en daarna haar broer. Sy is die een wat hulp verleen met geboorte, terwyl die geboorte van haar broer pyn in die wêreld inbring. So kom ons lees nou weer die teks. Vers 13. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dit is die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Hoekom vind Paulus dit nodig om hierdie feite te noem? Of kom ons vra dit anders, met Paulus se doel in gedagte. Watter vals lering wil Paulus hiermee weer lê? As ons die konteks verstaan en waar die dwalinge vandaan gekom het, dan raak dit skielik baie makliker, nie? Die dwaling van die vroue wat vanuit die heidendom tot bekering gekom het, was dat hulle geleer het dat vroue belangriker as die mans was, omdat die vrou eerste in die wêreld gekom het, en dat dit die man was wat al die pyn en ongeluk in die wêreld ingebring het. Dis 'n dwaling. Nou lees teoloë hierdie teksgedeelte, en hulle sê, ja nie, maar hier sien ons dat God se skepingsorde eintlik vir ons sê dat die man die leiers moet wees. Omdat mans eerste geskep is en daarna die vrou, is mans dan outomaties die leiers en vroue mag hulle nie op daardie terreine begewe nie. Nou, in 'n patriargale samelewing is dit heel aanvaarbaar, maar met Jesus se koms aarde toe, het hy 'n nuwe bedeling ingelei wat kortliks in Galasiërs vir ons beskryf word. Galasiërs 3 vers 28. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En dan kom ons by die laaste versie. 'n versie wat al geweldige emosionele pyn veroorsaak het, en wat die gruwelikheid en van manlike onsensitiwiteit en chauvinisme gedemonstreer het. Vers 15. Maar sy sal haar redding vind in moederskap, as sy maar volhard in geloof, liefde en heilige lewe en daarby beskeie bly. Weereens 'n versie wat op verskeie maniere verklaar word deur die teoloë. Die mees onwaarskynlike betekenis is dat vroue hulle ewige redding ontvang deur kinders in die wêreld te bring. Die probleem hiermee is teologies. 'n ander verstaan is dat dit verwys na Maria wat deur geboorte die verlosser Jesus in die wêreld gebring het. En hier is die probleem taalkundig. En dan is daar nog 'n vergeesteliking van die woord redding of verlossing, wat eintlik verstaan moet word as tevredenheid of vervulling. Met ander woorde, sy sal vervulling beleef as vrou, asof omdat sy kinders in die wêreld bring, eerder as om lering te gee, te preek of leierskap uit te oefen.
Ek weet die grootste vervulling wat 'n mens kan kry, is om in die bediening te staan en voltyds besig te wees met die werk van die Here, maar dis nie vir vroue beskore nie, nee, hulle moet net kinders kry. Wat is die probleem hiermee? Ek hoop jy sien dit raak. Wat van vroue wat nie kinders kan hê nie? Wat as 'n vrou ongetroud is of onvrugbaar is? Natuurlik sal daar vir haar geen redding wees nie. Geen vervulling of vreugde nie. Is dit wat Paulus hier leer? Ek dink nie so nie. Leer Paulus hier dat alle vroue moet trou en kinders hê sodat hulle 'n vervullende lewe kan hê? Wat dan van 1 Korintiërs 7 waar Paulus sê, as jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit bespaar. Paulus dring nie daarop aan dat alle vroue moet trou en kinders kry nie. Inteendeel. So kom ons gaan nou terug na die konteks toe. Wie is die een wat in die wêreld van die heidene vir vroue kon red wanneer hulle swanger geraak het? Miskien moet ek net 'n bietjie meer duidelikheid gee. Swangerskap was in daardie tyd 'n lewensbedreigende situasie. Baie vroue het tydens swangerskap gesterf weens die gebrek aan mediese fasiliteite en kennis. Baie vroue was bang om swanger te raak. Die Artemis kultus het 'n godin aanbid, wat nooit 'n ma was nie, wat nooit kinders in die lewe gebring het nie, volgens die mites nooit wou swanger word nie, omdat sy beleef het hoe verskriklik haar ma gelei het by die geboorte van haar boetie. En daarom het sy haar pa, Zeus, gesmeek om haar in staat te stel om altyd 'n maagd te bly. So dit was nie 'n vrugbaarheidskultus hierdie aanbidding van Artemis in Efese nie. Die gevolg was dat baie van die vroue wat haar aanbid het, ook nie swanger wou word nie. En daar was 'n menigte weduwees, jong weduwees, wat nooit wou kinders hê nie. Maar die wat wel swanger geraak het hulle na die godin gewend om hulle te beskerm by die geboorte van hulle babetjies, of dan genadedood toe te dien as dinge te swaar gegaan het. Op wie het hierdie vroue vertrou vir verlossing van die dood tydens geboorte? Op Artemis. En dit is een van die dwalinge wat waarskynlik verkondig is aan swanger vroue. Luister swanger vroutjie, Artemis sal jou gaan help. Ek het vir jou 'n oplossing. Kom ek wys jou hoe om by haar uit te kom. Nee, leer Paulus. God sal jou deur hierdie swangerskap vat. Hy is die een wat jou sal bewaar met die geboorte van jou kinders. Vertrou hom en volhard in die geloof, in die liefde, 'n heilige lewe en natuurlik bly beskeie, nie hoogmoedig nie. Hoe sal 'n mens hierdie deel kan parafraseer sodat ons dit beter kan verstaan in ons tyd? Kom ek lees dit vir jou in my eie taal. Dis baie gebroke, maar dalk kan ons dit verstaan as ons dit so lees. 'n Vrou wat maar pas tot bekering gekom en gewoond was daaraan om onderrig te gee, moet bereid wees om eers behoorlik te luister en te leer by hulle wat reeds onderrig gee in die Bybelse waarhede. Dit moet sy doen sonder om stryerig te wees en te dink sy weet beter as haar leermeesters en sodoende rusie te veroorsaak. Nee, sy moet haar stemme gedra. Die dwaling dat vroue eerste gemaak is en belangriker is as die mans is nie waar nie. Dis net mooi die teenoorgestelde. Dit is ook nie deur mans dat sonde en lyding in die wêreld gekom het nie. Dit was in werklikheid Eva wat eerste gesondig het. Maar albei is ewe skuldig. Dis 'n dwaling dat vroue wat swanger is op 'n godin kan vertrou om hulle veilig deur 'n bevalling te laat kom. Gelowige vroue wat die liefde van Jesus ervaar het en daarom 'n heilige lewe lei en dit bewys deur 'n lewe van beskeidenheid, hoef nie bang te wees om kinders te hê nie. Sy kan met vrymoedigheid op God vertrou om haar lewe te red tydens die geboorte van haar kinders.
Dis hoe ek het verstaan. Maar wat leer ons vandag? Dat Paulus skryf om 'n spesifieke probleem in 'n spesifieke situasie aan te spreek. En dat die dinge wat hy sê, verstaan moet word deur die bril van die omstandighede van daardie tyd. Maar wat leer dit vir ons persoonlik? Eerstens, iemand wat onlangs tot geloof gekom het, ongeag of dit 'n man of 'n vrou is nie gereed vir 'n lerende rol nie. Hy of sy moet eers die waarheid leer ken, net soos Apollos ook nog moes leer by Priscilla en Aquila. Daarom is 'n gees van nederigheid nodig. En dit word openbaar deur 'n gewilligheid om lering te ontvang. Stryery is nooit 'n goeie ding nie. En leierskap behoort nie autokraties te wees nie. Markus 10 vers 42. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle: Julle weet dat dit by die nasies so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Hoe behoort ons leierskap toe te pas? Petrus leer vir ons in 1 Petrus 5 vers 2 en 3. Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle. Nie uit dwang nie, maar gewillig, soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid. Ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Hierdie waarhede geld vir beide mans en vroue. Mag die Here ons in staat stel om ons leierskap oral in die wêreld op hierdie manier uit te oefen. Amen.